Goeiemôre en baie welkom aan elkeen hier vanmôre. Mag die Here se seën ook so in die Gees se teenwoordigheid ook vanmôre hier saam met ons kan wees. Voordat ons gaan begin, wil ek net graag vir elkeen 'n baie voorspoedige nuwe jaar toewens. Mag die Here ook in hierdie jaar vir elkeen die begeertes van die harte sal gee. Dat die Here ook in hierdie jaar die pad voor die gelyk sal maak. Dat die Here ook sy troue hand oor elkeen sal hou in hierdie jaar. En dat dit 'n jaar sal wees waarna ons sal kan terugkyk en sê ons het deur hierdie jaar God se genade en sy liefde ontvang. Dat ons in hierdie jaar in die vreugde en die blydskap van die Here kan bly wandel. Dat ons ook in hierdie tyd waarin ons nou begin in hierdie jaar ook onsself sal verootmoedig voor God. En vir die Here ook dan hierdie jaar sal gee, dat die Here vir elkeen sal aanraak, dat daar verandering en 'n vernuwing in die gees sal wees, 'n herstel sal wees, en dat dit 'n jaar van blydskap sal wees, en dat ons ook in hierdie jaar in ons lewe en ons verhouding met die Here ook dan ons lewe vir die Here aan kan toevertrou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan stil raak voor U. Wat ons vanmôre kan hoor, Here, dat U met ons elkeen praat. Ons vra dat U ons ryklik sal seën met die Heilige Gees se teenwoordigheid. Here, die salwing van God, want ons het vanmôre nodig, Here, om in gemeenskap met U te kan wees. Dat ons vanmôre, Here, nie leeg hier sal uitgaan nie, Here, maar dat ons kragtig sal wees in die werke wat U vir ons elkeen gee in hierdie jaar, Here, en dat ons hierdie jaar op 'n besondere nuwe manier sal begin, Here, waar ons laas jaar dalk swak was, Here, of weggedwaal het van U af, Here, dat ons in hierdie jaar en die begin van vandag, Here, ook sal terugkeer na die Vaderhuis toe. Dat ons sal weet, Here, ons verlossing vind ons alleenlik net in Jesus Christus alleen. Seën ons verder deur hierdie diens, Here, ontvang U ook dan die lofprysing en aanbidding deur die lofsange, Here, want U alleen is waardig om aanbid te word. So, Here, as ons die woord hoor en die woord ontvang vanmôre, Here, dat U ook die woord vir ons sal oopbreek in ons gees, Here, en dat ons sal luister, Here, en dat deur die luister, Here, daar verandering sal wees, en dat ons, Here, ook so vir U kan sê, Here, dankie vir die troue genade. Ja, Here, ons sien uit na 'n wonderlike jaar, want ons weet, Here, U gaan voor ons uit, en U wys ons die weg. Seën ook so die bediening van die nagmaal vanmôre, dat ons ook vanmôre die tafel aan U kan toegee, Here, en dat dit ook, Here, 'n seëning vir elkeen mag wees wat vanmôre die voorreg het, Here, om aan die tafel te mag sit. Seën ons elkeen vanmôre ryklik, Here, maak ons nederig maar dankbaar in ons hart, Here, dat ons ook in die liefde van U mag bly wandel. Ek het 'n verwagting, Here, om in hierdie jaar, Here, deur U aangeraak te word. Ek weet elkeen het ook vanmôre, Here, 'n verwagting om te kan sê, Here, hier is ons. Seën ons ryklik en ons dankie daarvoor
Seën elkeen, Here, wat die gawe het, Here, om ook so die musiek te mag wees, Here. Seën ook die musieksange, Here. Seën elkeen, Here, wat ook, Here, daardie bediening ontvang het. En ons eer U daarvoor, en ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan vanmôre en ons dank die Here, dat hy weer lewe in ons elkeen se lewe, dat daardie steen weggerol is. En U sal my glo wat ek vanmôre vir U sê. Ek het gister spesifiek daaraan gedink, aan daardie rots, daardie klip wat voor Jesus se graf weggerol is, waar daar rots of 'n struikeling in ons elkeen se lewens vanmôre mag wees, kom die Here vanmôre en hy rol daardie klip weg. Hy vat daardie steen weg en hy maak vir ons 'n weg na die ewige koninkryk toe. Kom ons sing hartlik saam en ons loof die Here deur ons lofsang en aanbidding. I can hear the angels say, "All the world
dat ons na U grootheid en U almagtigheid mag kyk. Here, dat ons vanmôre, Here, in ons menswees, Here, ook vanmôre na U kragtigheid, Here, kan sien, Here, hoe almagtig is U. Wat ons ook vanmôre, Here, kan stil raak, Here, en ons knieë kan buig, Here, want dit is 'n tyd, Here, wat ons osself moet verootmoedig voor U. Raak ons vanmôre elkeen aan, Here, want ons vanmôre, Here, soeke na U teenwoordigheid en lei ons, Here, in die liefde van U alleen. Maak oop ons oë, Here, dat ons ook, Here, U mag ontvang.
Halleluja, koning. Ja, Here, ons is so afhanklik van U vanoggend, Here. Here, dat U die deure van ons hart en ons monde sal bewaar, van dit wat ons sê, o Here. Here, dat dit wat ons sê vanoggend en dit wat ons aanhoor vanoggend, dat dit sal wees tot eer van U. Here, dat dit sal wees dat U dit sal goedkeur, Here. Here, Vader, en ek wil bid vanoggend in hierdie oggend, hierdie woord wat sal uitgaan. Here, dat U hierdie woord sal sien. Dat die woord soos die skerp tweesnydende swaard, wat dit is, sal diep sny, Here. Elke hart sal besny, Here, U woord. Here, en ek dank U vanoggend. En Here, vanoggend, Here, bind ons elke gedagte, roep ons elke gedagte tot gevange, Here, tot U woord. Here, tot gehoorsaamheid aan U woord. Hemelse Koning, en ons eer U vandag. Ja, Here, vir die wonderlike geleentheid dat ons U woord kan verkondig, maar Here, kom U self en breek die woord vir ons oop. Here, sodat dit wat ek sê hier so gebruik vir my, Here, maar net as U spreek my. En ons eer U daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Dankie, jy kan hier sit plek neem. Geliefdes van die Here, net namens my en my vrou en my gesin, baie geseën in hierdie jaar aan almal. Mag dit so wees dat in hierdie jaar dat U God se hand sal sien in alles wat jy doen en gedoen het. Mag dit so wees. Nou ook baie welkom aan almal wat vir die eerste keer hier by ons is. Baie welkom aan U. Mag die woord vir die inslag vind en die geseënd wees daarmee. Geliefdes, vanoggend wil ek graag met julle praat, soos jy sien die tema is jy waarlik vry? Het jy die vrede wat Christus gee? Jy sal daarso sien, as jy mooi kyk, daar is al die woordjies deur, is daar 'n brug met 2 strome water wat daar deurstroom. Hou maar net daai prentjie in gedagte, ons gaan 'n bietjie later praat oor die 2 strome en wat dit dalk mag beteken vir jou. Maar vanoggend wil ons graag uit die woord, wil ek in die woord uit die voorhou Galasiërs 5, vanaf vers 1 tot vers 15, en ons gaan 'n bietjie later in vers 18 ook lees. Maar ek lees vir julle voor, die opskrif daar is, vermaning om die Christelike vryheid te handhaaf. Ek lees daar vanaf vers 1, hy sê, staan dan vas in die vryheid, waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Kyk, ek, Paulus sê vir julle, dat as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder die verpligting dan is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. So harde woorde. Want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het ons nog die besnydenis, nog die onbesneenheid, enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop, wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Vra hy daarso. Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle roep nie. Hy sê daar 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook al mag wees. Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Ag, as julle die wat julle opstandig maak, hulle self tog maar net hoe vermink, want julle is tot vryheid geroep. Broeders, gebruik nie net julle vryheid as aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar in liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar buiten opeet, pas op dat julle nie een deur die ander een verteer word nie. Tot sover. Nou geliefdes, ons praat maar gereeld oor vryheid hier in ons land en ons dink maar aan alles wat gebeur het en alles wat heidaglik gebeur en ek wil glad nie 'n politieke toespraak gee nie. Ek wil net vir julle 'n prentjie skets.
dat ou kan mooi sien dat die hele konteks van vryheid, van Christelike vryheid. So, ons dink aan in mense wat terminaal siek is. Wat se vryheid het hulle? Het hulle dalk die vryheid om te wens hulle gaan dood? Het hulle die vryheid om te hoop hulle word gesond? Ons dink aan die hele sage van grondhervorming en elke ding dink ons aan en ons dink wat se vryheid ons nog in ons huis sal hê, maar hierdie vryheid het absoluut niks te doen. Hoekom sê ek dit vir u? Dit het absoluut niks te doen met die vryheid wat Christus vir ons gee. Absoluut niks. Dit het niks te doen nie. So, 'n vryheid, as ons dit kyk in die algemene sin van die werk het natuurlik uit ons mense gehoop het nie. Jy kan dalk streef om vry te word van swak gesondheid. Jy kan dalk streef om die liggaam te kry in die nuwe jaar wat jy gewens het, om 'n paar kilogram af te skryf. Ek hoop nie ek trap op 'n toon nie. Maar en dan begin jy met 'n stremmende oefenprogram. En net om weer die slaaf te word van daai oefenprogram om jou lyf te bou wat jy gekry het. Dan gespierde liggaam ontstaan toe, dan word jy 'n slaaf van dit. Dan is jy alweer nie vry nie. Jy wil gesond begin leef in jou lewe, nie deur gemorskos laat oorheers nie. Jy wil daai gemorskos wegwens. Jy wil vry wees van die drang om te smag na goed wat sleg is vir jou liggaam. Jy wil vry wees daarvan. So in my ou mens is nie werklik vry nie. Want oral moet jy kyk wat jy doen en kyk wat jy eet en so aan. Maar op die ou end is jy nie werklik vry nie. Jy begin op hierdie perfektionistiese wyse elke kilojoule wat jy inneem tel en jou wat in jou mond gaan en dan kyk jy sommer na ander mense se kilojoules ook mos maar. So dan is jy nie meer vry nie. Ja. So dan jy nou een meester verruil maar net verander nie. Maar steeds is jy nie vry nie. Dalk wat ons in afgelope jaar of so gesien het, wil mense een huweliksmaat op verruil verander. En jy glo jy is nou vry. Maar aan die ander kant is jy nie weer vry nie, dan het jy nou weer ander goed wat jou pla. Want die tweede huwelik werk dalk ook nie so lekker nie. En ek propageer nou glad nie huwelik opbreek nie. Ek noem dit maar net tot voorbeeld. En jy is toe nie so vry soos jy gedink het nie. So ons kom maar bittermoedig by ware vryheid. As ons die vryheid van onsself wil najaag. So ons dink aan die volwasse sirkusolifant. As ou bietjie daarna kyk en 'n sirkusolifant, as hy klein is, dan sit hulle hom aan 'n ketting vas en dan weet hy kan net so ver loop en so voort en daarna dan sê groot haal hy die ketting af. Dan sê dieselfde olifant, hy kan elke ketting breek wat hy kan, maar hy loop net tot daar. Dis die vryheid wat hy geleer het van kleins aan. So vryheid het perke as jy jou eie vryheid wil nastreef. So ons kan nog steeds daarna kyk om vryheid te leef en vry te wees van allerlei goeders. So as ons nou 'n bietjie gaan kyk, wat is vryheid in die algemene sin? Ek het so 'n bietjie op internet gaan kyk en 'n internet woordeboek het dit so 'n bietjie beskryf. Ek gaan dit nou in Engels vir julle lees. Hy sê it's a power to right to act, to speak and think as one wants. En ten tweede, it's a state of not being imprisoned or enslaved. So vryheid wat mense sê in die algemene sin word baie keer gesien as 'n afwesigheid van stryd en oorlog. Maar vandag, as ons in hierdie konteks kyk, wil ek egter met julle praat oor Christelike vryheid. Oor vryheid wat Christus gee. So hierdie vryheid wat Christus gee, is vryheid van sekere goed. As ons mooi gaan lees in Galasiërs, waarvan maak hy ons vry? Ons gaan so 'n bietjie daaroor praat en hy sê vryheid begin en eindig by Jesus Christus. Ons vryheid is altyd in Jesus. Dit begin by hom en dit eindig by hom. So ons vryheid is altyd in hom. So daarom is die eie woorde in Johannes 8:36 as jy hom vir my kan opsit daar. Johannes 8:36. Hy sê daarso: as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. So dit staaf my punt wat ek sê, dat vryheid slegs in Jesus Christus te kry is.
Dit staan in die woord van God, en jy kan gaan terug, sien dit verwys terug na Galasiërs 5 vers 1, en jy kan gaan sien daarso, ons het dit nou gelees, en dit verwys terug, net as jy net die seun van die waarheid vind, die seun Jesus Christus, seun van God. So, hoekom is dit so belangrik? Hoekom moet ons 'n preek daaroor maak, om Christelike vryheid te verstaan? Hoe kan ek my vryheid verstaan, wat gaan bepaal hoe ek leef teenoor God en teenoor ander mense? En dit bepaal ook hoe ek my geloof gaan uitleef. Dit is hoekom dit so belangrik is om te verstaan die vryheid wat in Christus is. Dit is hoekom dit so belangrik is. As ons gaan kyk, wat is Christelike vryheid? Ons het nou Galasiërs 5 gelees, daar die eerste 15 verse. En as ons daarna 2 Korintiërs 3 vers 17 toe gaan, dan sal jy ook sien daarso, waarna verwys hy sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Jy kan sien daaronder, hy verwys ook na Galasiërs 5, vers 1 en vers 13, verwys hy ook daarna. So, daar is soveel teksverse rondom Christelike vryheid in die woord van God. Kan jy sien vandag, snap jy dit, dat dit belangrik is, vir God belangrik is, dat ons verstaan die Christelike vryheid, wat ons moet beleef. En nie net die vryheid van die wêreld nie. So die eerste vryheid wat ons hiervan praat, wat ek met jou oor wil praat, is om nie langer onder 'n slawe juk te leef nie. Goed. En nou vra ons, wat is hierdie slawe juk waarvan Paulus hierso praat? Wat is dit? Daar's 2 dinge wat hy vir ons uitwys. Die eerste is om nie weer onder die Joodse wet te staan. As jy in Jesus behoort, het jy nie meer nodig om die Joodse wette te onderhou nie, al daai, ek dink 600 iets wette, om die vryspraak of verlossing by God te probeer verkry nie. Nee, dis 'n slawejuk. En in daardie tyd, in die tyd van die Galasiërs, en daar was al dwaalleraars in die gemeente van die Galate, wat hulle wou leer dat al het Jesus vir hulle gesterf, hulle steeds onder sekere Joodse gebruike moes val, hulle moes dit onderhou, om hulle saak met God reg sou wees. En die kern hiervan was, ons het gesien wat Paulus hier gesê het, hy sê, is die kern van die besnydenis, het hy oor gepraat. Hy sê die besnydenis het natuurlik voortgekom uit die ou Joodse wet. Vandag besny die woord ons. Vandag. Hy sê, Paulus skryf hierso, en jy kan gaan lees daarso, hy skryf dat as jy laat besny as Christen, is jy verplig om die hele Joodse wet te onderhou, want wie besny is, getuig dat hy 'n Jood is, en hy wil leef onder die Joodse wet. So, dis nie verkeerd om in die Joodse wet te staan nie, dis nie verkeerd nie, maar is nie nodig. Want niemand kon eintlik daai 600 en so, ek weet nie, 600 en iets wette onderhou nie, niemand kon dit doen nie, niemand kon dit regkry nie. En vandag nog nie. So, hoekom vaar Paulus so sterk uit in die besnydenis spesifiek? Hy praat hierso, en hy het nogal so redelik 'n groot gedeelte daar. Hy sê daarso, want wie besny is, getuig dat hy 'n Jood is, hy leef in die Joodse wet. So, hy sê, daar's 'n ou met die naam van John Stott. Dit is 'n skrywer wat geskryf. Hy skryf, die besnydenis is 'n simbool is van die godsdiens wat die mense kan bereik deur goeie werke. In die thesis daarom staan the religion of human achievement. En Christus staan hier teenoor die godsdienst van divine achievement, wat God bereik het deur die voltooide genadewerk van sy seun. So, 'n Christelike vryheid in die sin kan dus deur godsdienstigheid in die sin bedreig word. Godsdienstigheid kan ook slawerny wees, en dat as ek godsdienst beoefen om God en ander mense te beïndruk, dan bedryf jy godsdienst. As ek wil ander mense beïndruk, hoe ek my Bybel lees, dan bedryf jy uit 'n tipe godsdienst. Maar nee, hy sê ook hierso, om self, wat ek doen deur my genadeplek deur God te verdien, as ek self goeie werke doen, net om my genadewerk deur God te verdien. Hy is nie vry nie. Ons praat hier van die eie ek. Ons noem dit sommer die onheilige drie-eenheid, die me, myself en I.
Ons praat oor die eie ek, wat ek dis wie ek is en ek is so nee, dan jy's nie regtig vry nie. Dit gaan hier om te aanvaar en te weet en te bely dat net Christus jou vrede kan gee. Dit gaan nie oor jou eie werke nie, ook nie oor jou eie dinge wat jy doen nie. Dit gaan hier. Jy kan jou net deur Christus se genade kan jy jou plek by God verdien. En die tweede punt wat hy doen is, wat hy noem daar, is nie meer onder hoe sal ek sê, nie meer onder die baarskap van jou eie ek of jou sondige natuur te staan nie. Dis die tweede slawejuk onder ons nie meer moet leef nie. Dis die slawejuk van selfsug, dat ek net begaan is oor myself en my eie dinge en my eie koninkryk. Dis met my eie ek. Ek gee nie om van ander mense nie. So, dit is 'n vorm van slawerny teenoor godsdienstigheid. Daar staan ook teenoor dit staan bandeloosheid. Vers 13 praat hy daarso heel duidelik daarvan. Hy sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net die vryheid as 'n aanleiding van die vlees nie, maar dien mekaar in liefde. Kan u op hierdie punt snap waarvan hy praat? Wat is die gemeene dele, as ek het so kan stel, is liefde. Hy praat hier baie van liefde. 1 Korintiërs 8 vers 9, as jy hom vir my kan opsit, hy sê, maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Hoekom sê of praat hy hiervan? Ek het nog gehoor van baie mense dat hulle Christelike vryheid gebruik 'n verskoning. Ek is mos nou klaar gered, ek is mos nou klaar reg, so ek kan nou maar leef hoe ek wil. En mense wat nog swak is, mense wat nog nie is waar jy was nie, hulle sien, maak hierdie ou, hy leef so, ek kan ook so lewe. So dis waar die vorige vers vir ons oor waarsku. So bandeloosheid verstaan vryheid so, dat ons vry is van alle verantwoordelikheid. Dit is die bandeloos leef. Dan dink jy jy's vry van alle verantwoordelikheid. Jy is nog gered. Wat verkeerd is. Jy gee oor aan jou sondige natuur en sy liste en sy begeertes. Jy gee oor aan dit. En jy doen wat jy wil met wie jy wil, want jou plek in die hemel is klaar deur Jesus vir jou verseker. As jy bandeloos lees, dan dink jy so. Geloof vir my, jy gaan 'n verrassing kry. So, hy sê daarso, as jy dink niks kan ooit weer jou redding van jou al wegneem, want jy is klaar gered, want ek slegte nuus vir jou. So daarom hy sê daar, as jy op aarde leef as jy wil, dan leef jy bandeloos. En dan kom party mense nog met 'n flou verskoning. Net solank ek nie so leef dat dit ander mense benadeel nie, maar weer eens het ek slegte nuus. Daar's baie min goed wat ek en jy kan doen vandag, wat nie 'n impak het op die mense om ons, of mense, jy weet nie eers dat jy so 'n impak het op dit nie. Ek het laas Sondag gepraat oor Martin Luther met sy waarin hy depressie in verval het. En hy het nie besef het so groot impak het dit gehad op mense nie. Dat sy tot sy vrou gedink het, God is dood, want hy leef so. So impak wat jy doen, het 'n baie groter invloed op mense as wat jy dink. So, iemand ek het iewers gesien, het Christelike vryheid in 'n baie mooi sin opgesom. Dit is ook nou weer Engels, maar ek kon nie 'n beter definisie kry nie. Hy sê, the Christian freedom is not a freedom to sin, but rather a freedom from sin. Dit is wat Christelike vryheid is. So, my vryheid beteken juis, ek gee my reg om te leef en te sondig soos wat ek wil, om net te doen wat ek wil, waar ek lekker voel. Ek gee dit op, om tot eer van God, en tot opbou van my naaste te leef. Om hierdie eie ek in diens aan self op te gee en gehoorsaam aan God te begin leef, het alles begin met die werk van die Heilige Gees wat in jou werk. Het alles begin daarso, want niemand kan iets doen as die Heilige Gees jou nie lei nie. As die Heilige Gees vir jou lei en jy laat hom toe om jou te lei, dan kan jy nie anders leef nie.
So in die Heilige Gees, as jy verder gaan lees in Galasiërs 5, as jy die hele hoofstuk gaan lees, sal jy sien die Heilige Gees kom nader aan die woord, en hy praat juist oor hierdie dinge van Christelike vryheid. En as ek dink aan selfbeheersing, en selfbeheersing is die krag wat ek het in my, wat in ons gedeponeer is, om telkens nee te sê vir die trekkrag van die sondige natuur in die eie ek. As ons kyk na 2 Timoteus 1:7, dan spel hy daar vir ons dit mooi uit. Hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En gister praat ek met my skoonma bietjie oor die Bybel en ons praat bietjie oor wat is in ons gedeponeer, waaruit, wat is ons DNA, waaruit bestaan ons DNA? Het jy al ooit daaraan gedink dat God, hoe weet jy wat reg en wat verkeerd is? 'n Mens weet onmiddellik wat reg en verkeerd is. Ou is nie so afgestom wat jy nie weet nie, want hoekom? Want God het dit in ons gedeponeer. God is waarheid. En hy het ons gemaak met die wete van waarheid in ons. So enigiets buite die waarheid of buite selfbeheersing is 'n uitskieter, as ek dit so kan stel. Dit is glad nie in God se wil nie. Dit is hoekom dit meeste van die tyd sleg uitwerk vir jou. Dis hoekom dit meeste van die tyd so gebeur. So Christelike vryheid as om my naaste lief hê en te dien. Vers 13 praat ek weer oor, hy sê, julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nie die vryheid as 'n aanleiding van die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. So, dit is, ons het nou gepraat oor die liefde, die grootste gemeene deel kan ek maar sê, hierso is die liefde. Dis waar hy praat. Hy sê, hy dien mekaar in liefde, en dit kan letterlik vertaal word met slawe in die liefde vir mekaar. So, ons moet mekaar so lief hê, dat ons mekaar verantwoordbaar hou. Ek sê baie keer met die manne bid hier, ons as manne moet mekaar as manne verantwoordbaar hou vir ons aksies. Ek sê dit baie, maar dit gaan veel verder as dit. Dit gaan verder tussen ons almal wat hier sit, en almal wat jy ken. En as jy in liefde mekaar verantwoordbaar kan hou vir dit wat jy doen, dan is jy waarlik vry. Want as jy dit kan vat, as jou broer vir jou sê, hoorie, dit wat jy gedoen het daar, is dan nie reg. Hoe jy met jou vrou gepraat het daar, was dan nie reg. As jy dit kan vat, en dit gaan verander, dan dien ons mekaar in liefde, dan is jy vry. So, ek wil vandag vir ons vra, kom ons hou mekaar verantwoordbaar in hierdie nuwe jaar, as ons met mekaar kan praat oor goed, wat dalk nie reg is nie. Kom ons hou mekaar verantwoordbaar. So, as ons teenoor mekaar staan in liefde, dan kan ons dit in vryheid doen. Want hoekom? God beveel ons om dit te doen, en hy het dit in ons gedeponeer, om mekaar in liefde te dien. As ou gaan kyk na Jesus se wandel, toe op aarde was, hy het nooit op iemand gegil en geskree nie, hy het nooit gebed van niemand geweier nie, hy het vir mense eintlik gewys wat is ware liefde. As ou gaan lees Jesus se lewe op aarde, sal ou dit duidelik sien. So, as jy besluit, jy gaan nou vry wees, die Christelike vryheid ervaar, dan bewaar jy jou vryheid deur liefde, en ons vryheid Christene bewaar ons, en ons dit beoefen, en ons liefde beoefen teenoor ander mense, dan is dit belangrik. Die Christelike geloof is nie net 'n mooi sentimentele gevoelens of mooi plannetjies of baie prater nie. Dit is bedoel om met dade wat ons doen, wat in liefde oorgaan vir mekaar. En dis die mees praktiese ding in die wêreld. Is dit maklik? Manne, ek vra gou vir julle 'n vraag. Is dit maklik om jou vrou lief te hê? Natuurlik is dit maklik om jou vrou lief te hê. Vrouens, is dit maklik om jou man lief te hê? Ja, ons sal met julle ouer moet gesels, maar ja. En hoekom is dit maklik? Want Jesus het liefde in ons gedeponeer. Dit is hoekom dit maklik was. So, dis waarom die woord sê, dis die mees praktiese ding in die wêreld, om liefde aan mekaar te bewys. So, om mekaar in liefde dien beteken verder, dat ek ook ander Christene sal help. 'n Ander ou wat die Here dien, wat dalk 'n pad byster geraak het, met liefde sal help om die vryheid te verstaan en uit te leef. So, ek hou nogal daarvan, dis ook 'n boodskap vir 'n ander dag,
om vir die mense te kan vertel wat jy vandag hier gehoor het. Die woord mag nie hier bly nie, dit moet uitgaan. Dit moet uitgaan en jy moet ander Christene bemoedig met dit wat jy vandag hier gehoor het oor die vryheid. So, baie Christene, en ek ken baie kinders van die Here, wat vasgevang is in angstigheid. Hulle is vasgevang in miskien finansiële probleme. Hulle is vasgevang in dinge wat hulle terughou. Hulle is bekommerd oor hulle kinders, hulle is bekommerd oor ouers, hulle is bekommerd oor klompgoeders. Hulle is vasgevang in die vrees en die skuldgevoel van dat hulle nie alles kan doen om almal te help nie. Dit is ook, hulle is ook vasgevang daar. So, as hulle vasgevang is daar, vandag as ons hoor wat ware vryheid is dit ons plig vandag om sulke mense te bemoedig met die vryheid wat Christus gee. So, en 'n ding wat ons baie sien, en ek sien dit baie, elke dag, mede-Christene, kinders van die Here wat vasgevang is in onvergewensgesindheid. Ons het al soveel daaroor gepraat, ons het al 'n kursus gedoen hieroor, en ons het al, baie daaroor gepraat. Onvergewensgesindheid is 'n tronk van bitterheid, waar ander mense in vasvang. Vir die van julle wat saam met ons Bruce Wilkinson is 'n 70x7 gedoen het, sal weet waarvan ek nou praat. As jy iemand nie vergewe nie, dan is jy eintlik plaas jy hom in 'n tronk. Jy is in jou bitterheid vasgevang. So ek het nou gepraat oor die twee brûe, so nou kyk daar, eintlik twee strome. Ek wil vir julle net 'n prentjie probeer skets. Christelike vryheid is soos 'n nou brug waar twee strome water by mekaar kom. So, sien dit nou maar in jou geestesoog. Een van die strome is hierdie deurskynende helder stroom, maar in daai stroom is daar dodelike stroomverstellings. Sien dit so. En die ander stroom is vuil en besoedel, vol stinkerige modder. So, hierdie twee strome kom so af. So die eerste stroom wat helder is, maar die dodelike stroomverstellings het, jy sal nou dink dat jy in daai water sal oukei wees as jy daar is. Maar dit is, stel voor, dis om onder die wet of wetties te lewe. Want as jy daai stroom afgaan, sal die stroomverstellings in daai water, wat so mooi lyk aanvanklik, vir jou teen die rotse verpletter in die stroomverstellings. En die ander besoedelde en vuil stroom nou weer, stel weer bandeloosheid ten toon, en wetteloosheid. As jy hier inval, sal jy in die gemors van die modder verdrink. So as Christen, kind van God, is jy vandag geroep om op die brug te staan tussen die twee strome, sodat jy kan sien wat daar aangaan en 'n besluit kan neem, en net dan as jy op daai brug loop, dan is jy vry. Anders as jy een van die twee strome inval, dan gaan jy beslis iets oorkom. Dit is een van die beste beskrywings wat ek kon kry om die twee moondhede te kan beskryf. So, aan die begin het ons gepraat oor vryheid. En ons praat oor vryheid, Christelike vryheid, en ek is besig om af te sluit as die musikante dalk dan begin nader staan, dan kan ons dan aangaan. So, Christelike vryheid is belangrik, want dit bepaal hoe ek teenoor ander optree, hoe ek teenoor God optree, hoe ek teenoor ander optree. Dis die Christelike vryheid wat ek van. As ek in die wet kan staan, is my Christenskap hierdie swaar las van moeds en moenies, wat skuldgevoelens, want ek het alweer nie by God se standaarde uitgekom nie. Ek het alweer dit gedoen, ek het alweer dat gedoen. En dan is my beeld van God hierdie streng onderwyser, wat of 'n ouer wat gedurig agterna loop en my opcheck en my op die vingers tik, wat nooit met my werk tevrede is. Die wetties leef bring ook angstigheid mee, want daar's niks wat ek kan doen, want ek glo God is nooit tevrede met my nie, en ek sal nooit geestelik kom waar ek moet wees nie, as ek angstig en bekommerd oor my geloof, of God my werk aanvaar en liefhet. Dink jy vandag, dat jy nooit sal kom waar jy wil nie?
Ja, daar is mense wat regtig so dink. Yes, maar ek wil vandag vir jou goeie nuus gee. As jy vandag die Heilige Gees toelaat om jou leidsman te wees, sal jy gelei word in die vryheid wat Christus gee. Die ander kant, die bandeloosheid is weer geloof sonder ankers en dit plaas jou baie keer in situasies waar dit ander mense gaan seermaak weer. En self gaan seertyd dalk. As jy in bandeloosheid leef, met ander woorde ongebondenheid leef, is ek self op die troon en dan gebruik jy ander mense vir my doelwitte. Ons sien dit so baie dat mense op ander mense trap om op 'n plek te kom. Ons sien dit baie. Veral ons ouens wat op die myne werk, ons sien dit baie, hoe werk dit daarso. So bandeloosheid met die eie ek, met jou sondige natuur, as jy op die troon is, dan saai jy gewoonlik chaos in jou verhoudings, dit sal saai chaos in jou lewe, dit saai chaos waar jy gaan, as jy in bandeloosheid op jou eie ek vertrou. Dit gaan jou ook laat vra, of jy in die regte verhouding met God is. As jy as gelowige, maar net leef, soos talle ander mense wat nie glo nie, wat maak geloof dan saak? As jy net leef soos jy wil, wat maak geloof dan saak? Jy gaan geloof dan as aangeplak en leeg ervaar, en onthou, daar's geen harder baas of meester in die wêreld en ou soos high maintenance, soos jy self nie. Ek praat met 'n ander ou wat 'n besigheid het, en ek sê vir hom, "Jy's vat bietjie af, man." Hy sê, "Nee, ek moet eers die baas vra." Ek sê, "Nou vra die baas." Ek sê, "Nee, ek het myself gevra en hy wil nie." So die eie ek is high maintenance. Hy is soos 'n hongertiener wat nooit ophou eet nie. Wie weet tieners nie hy wat nie ophou eet nie. Ek het hulle al gesien. Jy sê hulle net nooit eet nie. En ja, hulle soos ek wil nie eens al gaan nie. So, ons moet op die brug leef tussen die twee ewe dodelike strome van wettisme en die koue godsdienstigheid en die ander een van die bandeloosheid gelewer. As jy in een van daai strome val, dan die moeilikheid. So, ons moet op die brug bly tussen die twee. Jy kan gerus die res van die hoofstuk Galasiërs 5, vanaf vers 16 gaan lees by die huis. En ek wil vir u sê, op hierdie brug van Christelike vryheid, loop jy vandag nie self. Nee, jy kan nie op jou eie krag daar loop nie. As jy vir my Galasiërs 5 vers 18 wil opsit, laat net 'n bietjie net daarso wil lees. Laat die Heilige Gees toe om jou te lei. Hy sê daar, maar as jy deur die Gees gelei word, dan is jy nie onder die wet. Alhoewel die wettisme, maar laat toe dat die Gees jou lei. En as Romeine 8 vers 14, as ons daarby na toe verwys, dan sê hy dit ook baie mooi vir ons. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Almal wat die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So, as jy toelaat vandag dat die Gees jou lei, sê die woord, jy is 'n kind van God. Glo jy dit vandag? Amen. En amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja Here, vandag Here was dit 'n kort boodskap. Maar Here, laat dit so wees, Here, dat ons sal weet, Here, dat ons nie meer onder die wet staan nie, want ons word vandag besny deur die woord van God. En Here, dat ons op daai brug tussen die twee strome sal kan loop, maar Here, deur die Gees vir ons lei. Here, en ek spreek oor iedereen elk uit, Here, ek begin sommer op myself, Here, dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons leidsman sal wees. En Here, dat die Heilige Gees, ja, Here, vir ons sal lei, waar ons ook al mag gaan, Here, en waar ons ook al sal vertoef, dat die Heilige Gees ons hand sal vat, ons leidsman sal wees. Here, rig asseblief op elke gedagte van ons, Here, sodat die besluite wat ons neem in liefde, soos hier in Galasiërs 5 hier vir ons uitskets, dat ons in liefde mekaar sal dien, Here, en dat ons mekaar sal vermaan, Here, vir mekaar sal verantwoordbaar hou. Ja, Here, dat ons groot genoeg sal wees om daardie verantwoordbaring te kan aanvaar, daai teregwysing te kan aanvaar, Here. Heilige Gees, ek vra, lei ons vandag in die weg, in die waarheid, in die lewe. Lei ons daarin, want U, o Here, is die koning. Here, en daarom, Here, vir ons in regverdigheid voor U staan. Maar Here, as om regverdig voor U te staan, moet ons toelaat dat die Gees ons lei. Want die woord sê, dan word ons kinders van God genoem. En ek dank die Here daarvoor, in die kosbare naam van die Here Jesus alleen. Amen. 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 Baie dankie, ek gaan pastoor Willem oproep.
Die nag wat ons gaan bedoel met die nagmaal, baie dankie Pastor Willem, die Here seën jou. Baie dankie Pastoor Dries vir die kosbare woord, dat ons ook dan die vryheid net in Christus alleen sal ontvang. Want die Here sê ook in sy woord, as ek julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek gaan vra dat die bedienaars asseblief vir my sal kon help met wie ek gereël het, my tafel kom. Asseblief. Mag jy elkeen ook dan vanmôre met die brood en die sap ook vanmôre die vryheid in God mag ontvang. Dat ons ook vanmôre die voorreg weer het om aan tafel van die Here Jesus Christus te mag wees. Dat ons ook vanmôre kan terugdink aan die laaste avondmaal waar Jesus saam met sy disippels om die tafel gesit het vir die dag van sy kruisiging en waar hy ook dan die brood aan elkeen gebreek het en gegee het om te kan eet. Ek lees vir die gedeelte voor uit Johannes 6 vanaf vers 47. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe, dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink en ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Dit is vanmôre die belofte van die Here vir u en vir my en vir ons elkeen, dat die wie die brood eet en sy bloed drink, sal die ewige lewe ontvang. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook kan stil staan by die tafel. Here, dat ons vanmôre ook mag deel hê aan die tafel van Jesus Christus, Here. Dat ons vanmôre met 'n dankbare hart kan terugdink aan die laaste aand saam met sy disippels, waar hy ook die brood gebreek het en dit aan sy disippels gegee het en ook aan hulle gesê dat dit sy liggaam is wat gebreek word, waar Jesus ook dan die voete van sy disippels gewas het. En ons dank U ook vanmôre, ons vra U ryklike seëninge op die tafel vanmôre, Here, vir elkeen wat dit gaan nuttig, en dat U ook daardeur verheerlik sal word. En ons dank U daarvoor in Jesus naam bid ons dit. Amen. Hierdie is nie die tafel van die gemeentes van Christus nie, hierdie is die tafel van die Here Jesus Christus. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Ek gaan vir u vra dat as die brood by u kom, dat asseblief elkeen net 'n stuk sal neem en dan net sal wag dat ons saam eet, want die Here sê in sy woord, wag vir mekaar en eet saam. Baie dankie.
Is daar dalk enige iemand van die wat oorgeslaan is met die brood? Kom ons staan. Hierdie brood wat ons vanmôre ontvang het, Jesus Christus se liggaam, wat vir u en vir my gebreek is. En ons dank die Here ook dat ons vanmôre weer die voorreg het om aan 'n nagmaaltafel deel te mag hê. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want soos julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus, totdat hy kom. Ek gaan vir die vra dat die van u wat graag wil gebruik maak van die beker, asseblief die hand sal opsteek en die sal daarmee bedien word. En dan as die kelkies by u kom, mag jy maar die sap nuttig en dan dit asseblief net vir ons na die kante toe stuur vir die opname van baie dankie. I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing. Circumstances would change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. Is daar dalk iemand van die wat oorgeslaan is met die sap? Baie dankie. Mag die Here ook vir die elkeen seën die gebruik daarvan en ek gaan vir pastoor Adrie vra asseblief vir ons die tafel se gebed te doen. Vader, baie dankie. Here, in die begin van 'n nuwe jaar, Here, 'n nuwe begin, Vader, vra ons dat U met ons die pad sal stap, Here, dat U 'n lamp vir ons voete sal wees en 'n lig vir ons pad, Vader. En Here, waar U lei, dat ons sal volg. Vader, so het U begin met die disippels toe hulle
die dag aan die tafel gesit het saam met U, Vader. Dis waar alles begin het. Dankie Here waar ons vandag gehoor het ons het vryheid. Dankie dat ons kon deel hier aan die tafel, Here. Here, nie net dat ons 'n goeie lewe kan hê nie, Here, maar dat daar ook deur die wonde vir ons genesing gekom het, Vader. En dat ons 'n lewe van oorvloed ontvang het. Here, en is 'n geskenk van U, laat ons dit elkeen neem as 'n geskenk, Vader. Here, ek weet U ontmoet ons elkeen waar ons is. Dankie daarvoor en dankie dat U ons eerste lief gehad het, Vader. En dat U dit vir ons bewys het aan 'n kruis. Dat U opgestaan het, Here Jesus. Here, ons dankie, ons loof U en ons eer U daarvoor. En ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Baie dankie.